speel. Hierdie gemeente lê vir my baie na in die hart, omdat hierdie gemeente 'n geskiedenis het met die Here. 'n Geskiedenis waar God op wonderbaarlike maniere voorsien het en die bestaan en die voortbestaan van hierdie gemeente verseker het. Die van julle wat nie weet nie, in 2000 wou die bank hierdie gemeente toemaak. En 'n ander bank het toe nou ons rekening oorgeneem en daar was 'n proses van gebed. En goed, ons het so R120.000 se skuld gehad en ons moes R60.000 dit afbring na R60.000 toe om aanvaarbaar te wees vir die nuwe bank. En het ons so 9 maande gegee, bietjie minder. Want het was Augustus, September, Oktober, November, Desember, 5 maande. En in daai 5 maande se tyd stop mense hier by die kerk en hulle druk koevertjies met geld hier by die kerkkantoor in. Mense betaal in op die kerk se rekening. Waar die nommer gekry het, weet ons tot vandag toe nie. Koek en aap oor die land heen. En einde Januarie, toe skuld hierdie gemeente die bank nie 'n sent nie. 5 maande se tyd voorsien die Here aan R120.000, nie die sakke van die gemeente nie, maar uit die wêreld daar. Hierdie gemeente is God se gemeente. En omdat ek die geskiedenis ken en die wonderwerke saam met baie van julle beleef het, is dit vir my dan 'n spesiale voorreg om vanmôre hier saam met julle te wees. Net so terloops, daar is blykbaar nie kategese vanmôre nie. Kom ons sluit ons oë vir 'n oomblik in gebed en ons dink aan hulle wat siek is en wat op die gebedslys is soos wat dit hier verskyn. Hemelse Vader, ons kom as gemeente voor u aangesig, u gemeente. 'n Gemeente wat uit u hand leef, met gemeentelede wat deur u liefde vir ons aan mekaar verbind is soos familie. En so kom bid ons vir Lina Hatting en haar dogter Cindy wat albei baie siek is, Here. En ons vra dat u genade oor hulle elke dag genoeg sal wees, soos vir elke ander sieke. So dink ons ook aan Stompie en Louise Momberg en Leni Geldenhuys, Tannie Hester Welthagen, oom Frank wat vanmôre hier is en Tannie Ellie, vir Jane R.W. en vir Sina van Vuren. Here, die prediker sê, daar kom die dae van ons ouderdom waarin ons sal sê dat ons daarin geen welbehae het nie. Maar ons dankie, Here, dat u aan ons lewens sin gee, selfs in ons ouderdom. Dankie, Here, ook vir familie en vriende wat omgee en saam met hulle hierdie pad stap. Mag hulle bely dat u genade vir hulle genoeg is. So bid ons, Here, vir Elise Kirsten, wat worstel om gesond te wees met een nier wat ook nie lekker wil werk nie. Ons dink aan Johannes en Sarah Blok, wat deur 'n baie traumatiese tyd gaan oor 'n familielid wat net weggeraak het. Ons wil vra, Here, dat u vir hulle sal vertroos en bemoedig. Hier buite vertel Piet
van der Walt vir ons oor sy broer wat gediagnoseer is met die motorneurons syndroom. En hoe dat hulle in die week skanderings gedoen het van die ruggraat en daar verskriklike goeie nuus gekom het dat hulle niks daarvan in die rugmurg kan sien nie. Saam met die familie, Here, wil ons U loof wanneer hy vanmôre vir ons sê, dit is die krag van gebed. Ons dink ook aan Darius de Kok, Here, wat in die week wat verby is, sy knie baie ernstig seer gemaak het, en daarvoor geopereer word, en ons wil vra dat U ook U hand oor hom sal hou, en sy gesin, sy ouers, wat oor hom bekommerd is, en dat U die operasie sukses sal maak. So bid ons, Here, ook vir hulle wat verjaar in die week wat kom. Dankie, Here, vir Hugo Achenbach, en ook vir Rian, wat nou nog vanmôre hier by ons in die gemeente kan wees, saam met Jeanette, ook hy verjaar in die jaar wat voorlê, in die week wat voorlê. Ons wil vra dat U seën oor hulle sal gebied. Sien vir ons in U groot genade aan. So bid ons dit in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, die erediens sal waarskynlik 'n bietjie verloop anderste as waaraan julle gewoond is. Ek wil vir ons lees uit Genesis 12, verse 1 tot 9. Ons gaan al 4 die leesrooster tekste vir hierdie Sondag lees, elkeen op verskeie plekke. Die Here het vir Abraham gesê, trek uit jou land uit, weg van jou mense en familie af, na die land toe, wat ek vir jou sal aanwys. Hy moet trek, weg van sy mense af, na 'n plek toe wat hy nog nie weet waar dit is nie. God sal dit vir hom wys, soos wat hy reis. Dan sê die Here, ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën, en jou 'n man van groot betekenis maak. En jy moet tot 'n seën wees. Ek sal seën wie jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek. In jou sal al die volke van die aarde geseën wees. God seën mense. Onthou, op hierdie stadium het Abraham nog 'n ander God aanbid. Maar God kom roep hom en hy sê, trek, ek sal vir jou wys waarheen, maar ek sê vir jou, ek sal jou seën. Abraham het toe weggetrek, gehoorsaam aan die woord van die Here, en Lot het saam met hom getrek. Abraham was 75 toe hy uit Haran weggetrek het. Hy en sy vrou Sarai en sy broerskind Lot en al die besittings wat hulle bymekaar gemaak het en al die slawe wat hulle in Haran aangeskaf het, saamgevat en hulle het weggetrek na Kanaan toe. Nadat hulle in Kanaan aangekom het Abraham deur die land getrek tot by Sichem se aanbiddingsplek, by die groot waarsêersboom. In daardie tyd het die Kanaaniete die land bewoon. Toe het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê, aan jou nageslag gee ek hierdie land. En Abraham het daar 'n altaar gebou. Vir ons kinders wat nie weet nie, 'n altaar het nou daarom nie heeltemal soos die doopvont gelyk nie, maar dit was iets soos die doopvont. En daarop het hulle offers gebring, om vir die Here dankie te sê. Dit was 'n soort van bid tot die Here met offers. Dit het hy daar by Sichem gedoen.
Van daar af het Abraham verder getrek na die bergwêreld toe, oos van Bethel, waar hy tent opgeslaan het, met Bethel aan die weste kant en Ai aan die ooste kant. Daar het hy 'n altaar vir die Here gebou en die naam van die Here aangeroep. Toe het Abraham kamp opgebreek en algaande na die suidland toe versit. Tot sover. My broer en suster, omdat God ons seën, soos vir Abraham, daarom is ons vanmôre hier. En ons is hier om die Here te aanbid. Romeine 4 vers 16 sê, omdat ons glo, is ons die nageslag van Abraham. So die seëninge wat aan Abraham gegee is, word ook aan ons gegee. En daarop moet ons, soos Abraham, reageer, deur God te aanbid. Van God die Vader, Christus Jesus die Here, ons verlosser, en die Heilige Gees, ons trooster en ons begeleier deur die lewe. Broers en susters, liewe jong mense, ons het so pas gesing, dat God so groot en wonderlik is, dat ons dit nie in woorde kan uitdruk nie. Ons het gesê dat sy grootheid is bo ons begrip. Ons kan dit nooit regtig verstaan nie. Baie jare terug, party van julle ken die storie, het ek my pa, wat baie siek was, Pretoria toe gevat om sy broer, wat aan longkanker sterwende was, te gaan groet. En van Pretoria, van die Eugène Maree Hospitaal af, het ons Potch toe gery, toe ons daar by Boskop Dam verby gaan, toe sak die son so oor die dam. En hy het die hele pad nie 'n woord gesê nie, nie 'n woord nie. En hy het so, kon hy hoek van my oog sien, kyk hy by my verby, en hy son sak so oor die dam, en hy sê hierdie woorde, die enigste woorde, daai hele pad van Pretoria af tot in Potch. Staan is, ons kan net begin om te vermoed hoe groot God is. Ons het gesing dat God in sy grootheid bo ons verstand is. Die psalmdigter sê, as ek oor u nadink en ek het klaar gedink oor u, dan is ek nog nie klaar met u nie. Besef julle, dat wanneer ons hier by mekaar is vanmôre, ons in die teenwoordigheid van hierdie God is. Hoe kan ons dit waag? Wie is ons? Wanneer ons in die teenwoordigheid van God is en ons begryp wie hy is en wat hy is en wat met ons gebeur, dan begryp ons ook dat ons nie hier hoort nie, want ons is sondaars. En toch, so lees ons in Romeine 4 verse 1 tot 8 en 13 tot 16. Wat moet ons nou sê was die geval met ons stamvader Abraham? As Abraham op grond van sy dade vrygespreek is, dan het hy 'n rede gehad om te roem, maar nie by God nie. Wat sê die skrif? Abraham het in God geglo, en God het hom vrygespreek. Een arbeider se loon word nie vir hom as 'n guns gegee nie, maar as iets wat hom toekom.
Maar die mens wat nie op wetsonderhouding staat maak nie, maar wat glo in hom, wat die goddelose vryspreek, hy kry die vryspraak deur sy geloof. So sê ook Dawid, dat die mens geseënd is, wat deur God vrygespreek word, buite wetsonderhouding om. Geseënd is die mens wie se oortredings nie gestraf word nie, en wie se sonde vergewe word. Geseënd is die mens vir wie die Here die sonde nie toereken nie. En dan vers 13. Dit is trouwens nie omdat Abraham die wet van Moses onderhou het, dat aan hom en sy nageslag die belofte gegee is, dat hy die wêreld as besitting sou ontvang nie, maar omdat hy vrygespreek is, deurdat hy geglo het. As mense deur wetsonderhouding deelgenote van die belofte sou kon word, sou die geloof sy betekenis verloor het, en die belofte sy krag. Die wet bring juis die straf van God, maar waar daar nie 'n wet is nie, is daar ook geen oortreding van die wet nie. Daarom het die belofte deur die geloof en dus uit genade tot Abraham gekom, sodat dit van krag sou bly vir sy hele nageslag. En sy nageslag is nie net die wat die wet ontvang het nie, maar ook die wat glo soos Abraham geglo het. Hy is immers die Vader van ons almal. Dit is die wonderlike genade van God. Dat hy na ons toe kom soos na Abraham toe, daar in Haran. En dat hy ons roep. En dat hy aan ons sy seun gee. Selfs al sondig ons. Beteken nie dat ons in ons sonde kan bly lê en daarmee aanhou nie. Dit sou grove ondankbaarheid wees. Maar wanneer ek in die heilige teenwoordigheid van God is en ek aan my sonde begin dink, dan vra die Here nie, het jy gesondig nie. Die Here vra, glo jy? Glo jy in Jesus, wat die lig van die wêreld is, wat sy liggaam vir ons aan die kruis gegee het, en wie se bloed gestort is tot 'n versoening vir ons sondes. En as ons glo, God vertrou, dat hy op grond van wat Jesus gedoen het, aan ons die lewe en al sy seëninge skenk, dan kan ons vanmôre vrede hê. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dank U vir U genade wat groter is as ons sonde. Dankie dat U ons, soos Abraham, regverdig verklaar deur die geloof alleen en nie op grond van ons werke of ons gehoorsaamheid aan die wet nie. Ons loof U dat die geregtigheid wat voor U geld nie uit onsself kom nie, maar uit U vrye beloftes in Jesus ons verlosser. Dankie dat U ons sonde vergewe, dit nie teen ons hou nie. Dankie dat U ons in genade as U kinders aanneem. Help ons om in nederigheid op U alleen te vertrou. Help vir ons om met dankbare harte te leef tot die eer van U naam. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Ons skriflesing van môre kom uit Psalm 33. Ons gaan daarvan al 22 die verse saamlees. Psalm 33. Kom ons buig in afhanklikheid voor die Here van hierdie woord, sodat sy woord van môre vir ons tot vreugde en
tot ons seën sal wees. Getroue Vader, ons kom na U toe in die besef van ons afhanklikheid van U. Dankie vir die voorreg om U woord te kan lees. Ons bid dat die Heilige Gees ons hart en verstand sal oopmaak, sodat ons dit reg kan verstaan en gelowig kan ontvang. Dat ons dit as U woord sal ontvang vir ons, vandag, hier en nou. Bewaar ons tog daarvan om slegs hoorders van U woord te wees. Gee dat ons dit ook sal uitleef in ons gedagtes, in ons woorde en in ons dade. Here Gees, vorm ons deur U woord na die beeld van Jesus Christus, ons Here. En leer ons om U met ons hele lewe te dien en te verheerlik. Mag die vrug van ons lees, ons verstaan en gehoorsaamheid nie tot ons eie eer wees nie, maar tot die verheerliking van U naam. Want aan U behoort al die eer, die lof en die dank, nou en vir ewig. Amen. Kom ons luister na Psalm 33. Jubel in die Here regverdiges. Sing 'n loflied oprechtes. Loof die Here met die lier, speel vir hom op die harp. Sing vir hom 'n nuwe lied, speel met volle oorgawe, jubel dit uit. Wat die Here sê, gebeur. Alles wat hy doen, staan vas. Hy het geregtigheid en reg lief. Die hele wêreld is vol van die Here se troue liefde. Deur die woord van die Here is die hemele gemaak. Deur sy bevel al die hemelliggame. Hy het die seewater laat saamkom soos in 'n dam. Die groot waters op een plek opgegaar. Die hele aarde moet die Here vrees. Al die bewoners van die wêreld moet vir hom ontzag hê. Want hy het gepraat en dit was so. Hy het beveel en dit was daar. Die Here verydel die planne van die nasies. Hy laat hulle besluit op niks uitloop. Maar die planne van die Here staan vir altyd vas. Sy besluite van geslag tot geslag. Dit gaan goed met die nasie wie se God die Here is. Met die volk wat hy vir hom as sy eie gekies het. Die Here kyk uit die hemel en sien al die mense. Van die plek waar hy as koning sit, sien hy almal wat onder op die aarde woon. Dit is hy wat hulle verstand gevorm het, wat al hulle werk deurgrond. Dit is nie deur 'n groot leer dat 'n koning wen nie, en nie deur groot krag dat 'n held behoue uitkom nie. Dit is nie waar dat die perd die oorwinning gee en dat sy groot krag redding bring nie. Dit is die Here wat sorg vir die wat hom eer, vir die wat op sy mag vertrou, om hulle van die dood te red en hulle in die lewe te hou in hongersnood. Daarom vertrou ons op die Here. Hy is ons hulp en ons beskermer. Ja, in hom is ons hart bly. Op sy heilige naam vertrou ons.
Here, hou u liefde oor ons, want ons stel ons vertroue in u. Tot sover. Die Psalm, nee, kom ek begin elders. Baie jare gelede, aan die einde van die erediens wat ons hier gehou het 'n swart man by daai deur ingekom, teen die einde van die diens, terwyl ons die slotsang sing, en hy daar kom sit. En ons was klaar met die diens, en van die mense het na hom toe gestap, onder andere Johan Venter, as ek dit reg onthou. En vir hom gevra, hoekom het hy ingestap? En toe kom ons agter, hy kan nie Afrikaans praat nie. En iemand het met hom probeer Engels praat, dit was, ek weet nie of dit Johan was nie. Maar as ek reg onthou, en ek vergeet baie keer, maar nie rarig baie nie, het Johan toe in Van Agalom met hom gepraat, en hom gevra waarom het hy kerk toe gekom. Onthou jy dit, Johan? En daai swart man het gesê, hy het buite in die straat verbygeloop, en hy het gehoor, hier's mense wat die Here prys. En hy wou deel wees daarvan, en daarom het hy ingekom. Hy het iets van Psalm 33 verstaan. Loof, prys, sing, jubel, speel met musiekinstrumente, met volle oorgawe. Die 2020 vertaling sê, met uitroepe van vreugde. Dis 'n jubeling. As ons regtig verstaan hoe groot God is, en hoe wonderlik begenadig ons is, sal ons harder jubel en juig, as 'n skare op loftes wanneer die blou bulle 'n 3 druk. Dis wat Psalm 33 van ons vra. Loof en prys die Here, omdat hy groot en goed is. En dan wys die Psalm vir ons in die eerste plek op wie God is, hoe hy is. Om vir ons te sê, as jy dink aan hoe God is en wie hy is, kan jy nie anderste as om te jubel en te juig nie. Dat hierdie God jou God is, ons God is. Vers 4 sê, hy is getrou. Hy breek nooit sy beloftes nie. As hy vir ons nooi, soos vir Abraham, om vir ons te seën, dan mag ons aan sy woord vashou, soos Abraham. Abraham los sy hele familie. En die besittings wat hy gehad, en dit wat hy nie kon oppak en saamvat nie, soos wat Rihanna en Jeanette 'n klomp goed van ontslae moes raak toe hulle nou gepak het om Kaap toe te trek. Dis al 'n klomp goed wat Abraham moes los, en hy het agter 'n God aangegaan, wat hy nie regtig geken het nie, op pad na 'n bestemming, wat hy nog nie geweet het waar dit sal wees nie. Maar hy het die beloftes van God aanvaar as sy eie, en hy het die pad geloop, al biddende. En lof is gebed. God is nie net getrou nie, hy is regverdig, sê vers 5, die eerste deel. Hy is nooit onbillik nie. Hy is nooit onregverdig nie. Reg en regverdigheid is sy kenmerk. Ons leef vandag in die nuwe politieke bedeling hier in Suid-Afrika, waar ons weet wat dit is, dat daar nie reg en regverdigheid is nie. As jy droog maak en die polisie keer jou aan, en jy het geld,
dan kan jy jare uit die tronk uit bly. Selfs dalk so lank, dat jy eers sterf, voordat jy 'n vonnis kry. As jy 'n gewone mens is, dan geld 'n ander stel reëls vir jou. En apartheid was 'n fout. Net soos wat swart bemagtiging vandag 'n fout is. Maar ons dien 'n God by wie daar reg en geregtigheid is. Ons dien 'n God wat liefdevol is en wat goed is, sê die tweede helfte van vers 5. Hy is nie hard nie. Hy is nie wreed nie. By hom geld nie 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand nie, maar hy is vol genade. Hy is die ene wat vir ons onder moeilike omstandighede vashou, wat vir ons uitkoms, wat vir ons hulp gee. Psalm 33 sê, hy is ook die alwyse en die alwetende God, vers 13 tot 14. Hy sien en hy weet alles. Hy sien die onreg in ons wêreld, of dit in Suid-Afrika is, of dit in die Oosbloklande is, en of dit in Noord-Afrika is, of in Amerika, of waar ook al is, God sien dit. Maar te midde van dit alles, is hy die God, wat ons nood en ons behoeftes raak sien, en iets daaraan doen. En daarom moet ons hom loof en prys. Ten slotte, as ons praat oor wie God is, hoe hy is, dan sê Psalm 33, hy is ook die ene wat regeer oor alles, vers 11. Niks en niemand kan sy planne omverwerp nie. Dit staan vas. Hy is in beheer, ook oor jou en my lewe. Wanneer dit goed gaan en wanneer dit minder goed gaan. God is in beheer van ons lewe, nie 'n blinde noodlot nie. En daarom moet ons jubel en juig en sing. Want hierdie God wil jou en my God wees. Maar die Psalm 33 vertel vir ons ook dat ons hom moet loof en prys met oorgawe oor wat hy doen. Hy is die skepper, wat die hele skepping met 'n enkele woord na vore roep, wat al die waters van die aarde, die see, soos 'n dam inperk en sê, hier is jou grense, jy gaan nie verder nie. Wat ook aan natuurrampe, waarvan ons die afgelope klompie weke, eers in Gauteng en nou in die Wes-Kaap, en in die Suid-Kaap en in die Vrystaat gehad het vir al vanjaar, hy is die ene wat grense stel aan hierdie natuurrampe. Hy het die hemelliggame geskep, sê vers 6. As jy uitstap in die aand, al is dit nou, veral nou dat het koud is in die winter, en veral daar in Johannesburg, waar ons soos gisterand nie krag gehad het, als pikgiets waar donker is, en jy kyk na die sterre, dan alles wat jy kan sien flikker in die hemelruim, is deel van ons sonnestelsel. Maar ons sonnestelsel is een van duisende sonnestelsels. En God het dit alles net met sy woord geskep. So groot, so kragtig is. God sê net, en dit is so.
Ons kan, soos my pa gesê het, God se grootheid, ons kan net begin om te vermoed hoe groot hy is. Maar hierdie God regeer ook oor die nasies, sê vers 10. Hy vernietig hulle raadsplanne. Hy bestuur die geskiedenis. Menslike mag is beperk. En vir ons wat in hom glo en wat hy geroep het, en wat die verlossing in Jesus Christus gevind het, is dit 'n wonderlike stuk troos. God is nie afwesig in ons deur mekaar wêreld of in ons deur mekaar lewe nie. Hy is daar. Hy regeer ook daar. En uiteindelik sal dinge verloop soos wat hy aan ons beloof het. Ons kan juig. Alles in ons lewe nie altyd reg en goed nie. Want God is in beheer. En dan ten slotte, ons moet jubel en juig met oorgawe. Ons moet dit uitroep. Want God het vir ons gekies in liefde. Vers 12. Vers 18 sê, hy sorg vir ons. Hy red ons van die dood. Hy hou ons in die lewe. Hy beskerm ons. Hy gee vir ons wat ons nodig het. Dit wat ons geestelik nodig het, as ons dit van hom vra, gee hy dit. Dit wat ons fisies nodig het, aan brood en botter, aan gesondheid, aan 'n dak oor ons kop, dit gee hy vir ons. En dit, my broer en suster, maak ons vry van bekommernisse en van angs. As ons in 'n krisis is, dan vergeet ons dit baie keer. En ek en Riekie is sedert Julie verlede jaar deur 'n redelike storm. Daar was dae gewees wat ek vir die Here gesê het, jy moet vir my vashou, want ek kan nou nie meer aan jou vashou nie. Nou, my moeilik, ek verstaan nie wat hier gebeur nie. Here, ek kan nie slaap nie, want ek het nie vrede nie. Geef vir my vrede. En dan slaap ek tog. As ek aan die slaap raak, word ek eers die volgende dag wakker. En dan is dit 'n nuwe dag en is daar 'n nuwe hoop, wat ek nie weet waar dit vandaan kom nie. Dis die God, wat ons God is, wat vir ons geroep het, en vir ons sê, trek net agter my aan deur die lewe. Ek sal vir jou seën. Loof God, omdat hy is wie hy sê hy is, en omdat hy doen wat hy beloof. Ons gaan nou die nagmaal vier. Broers en susters, hierdie tekens van die brood en die wyn is maar net 'n sigbare bevestiging van die feit dat God vir ons sonder enige verdienste aan ons kant gekies het. En dat hy aan ons sy seën wil gee, al sy goedheid, al sy guns, soos wat hy dit aan Abraham beloof het en inderdaad gegee het. Hierdie sigbare tekens wil vir ons help om vas te hou aan God se beloftes. Selfs wanneer ons dit nie kan sien nie. Onthou, Abraham het gesterf voordat hy die beloofde land gesien het, voordat hy dit ontvang het.
Maar uiteindelik het God se beloftes waar geword, eeue later. Abraham, aan hom is beloof dat hy 'n nageslag sal hê so talryk soos die sand van die see en soos die sterre van die hemel. Maar hy het gesterf met 12 kinders en 'n klompie kleinkinders. Ver weg van die getal sterre en van die sand van die see. Uiteindelik is daar die belofte waar. Hou vas aan die beloftes van die Here, want hy doen wat hy sê hy gaan doen. En hierdie tekens wil vir ons help om op 'n baie sigbare manier dit te verstaan. Maar wil tegelijkertyd ook vir ons die wonderlike beloftes van God gee. Die Here Jesus het in die nag waarin hy verraai is, brood geneem en dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, eet dit tot 'n gedagtenis van my liggaam wat gebreek is vir julle sondes. En so het hy na die maaltyd het hy die beker van danksegging geneem en hy het gesê, drink daaruit, dink daaraan en glo met jou hele hart, dat my bloed gestort is, tot 'n volkome versoening, vir al jou sondes. Al. Gee ons geleentheid, vir 'n minuut, of wat, dat elkeen van julle, op sy eie tyd, op sy eie manier, voor die Here kan stil word, en dan daarna kom, om die teken self hiervoor te kom ontvang. Geliefdes, die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van die Here Jesus Christus. Neem dit, eet dit, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkome versoening vir al jou sondes. En die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van die Here Jesus Christus. Neem dit, drink dit, dink daaraan en glo met jou hele hart dat sy bloed gestort is tot 'n volkome versoening vir al jou sondes. En as jy mooi dink aan die instellingswoorde van die nagmaal, dan kan jy dit vanmôre met vreugde en met jubeling in jou hart kom eet en drink. Ons nooi julle om vorentoe te kom. Kom ons buig ons hoofde in gebed voor die Here. Hemelse Vader, ons kom vanmôre voor U met dankbare harte en loof U as die enigste ware God. U alleen is waardig om aanbid, geëer en verheerlik te word. U het die hemel en die aarde gemaak en U hou alle dinge deur U magtige hand in stand. Ons prys U omdat daar niemand soos U is nie. Here, ons loof U dat U Uself aan ons bekend gemaak het sodat ons nie nodig het om U volgens ons eie verbeelding te dien nie. U is heilig en vol koninklike heerlikheid. Dankie dat ons U deur U woord kan ken en ook hoe ons U behoort te aanbid.
Ons wil U heilige naam groot maak. Laat elke woord wat ons spreek en elke daad wat ons doen tot eer van U naam wees. Ons dankie vir hierdie dag, die Sondag, wat ons telkens wil herinner aan ons verlossing. Dankie vir U woord wat ons in die waarheid lei. Dankie vir die nagmaal wat ons vanmôre weer tasbaar herinner dat U in liefde vir ons gekies het. Vader, ons loof U vir die gesag wat U oor ons gestel het in ons huise, in ons gemeentes, in ons gemeenskappe. Dankie vir ouers, onderwysers en leiers. U is 'n God van orde, wysheid en sorg. Here, ons prys U vir die lewe. Elke asemteug kom uit U hand. Aan U behoort al die eer vir die wonder van die lewe. Ons verheerlik U vir U reinheid en U trou. U liefde is volmaak. Help ons om soos U heilig en opreg te wees. Ons loof U dat U vir ons sorg met alles wat ons nodig het na liggaam en gees. Ons jubel in U as die God van waarheid. U beloftes staan vas. Dankie dat ons U altyd kan vertrou, dat U nooit lieg of verander nie. Ons verheerlik U en dank U, dat U ons hoogste goed en rykdom is. Alles wat ons het, kom onverdiend uit U hand. Aan U behoort al die dank en die eer, nou en altyd. Amen. Wanneer ons nou hier vandaan af huis toe gaan, nadat ons in die teenwoordigheid van die Here geseën is, gelei is, geleer is. Kom ons luister vir 'n oomblik na Matteus 9, verse 9 tot 13. Terwyl Jesus daar vandaan verder gaan, het hy 'n man met die naam Matteus by die tolhuis sien sit en vir hom gesê, volg my. Hy het toe opgestaan en hom gevolg. Jesus het by hom in sy huis gaan eet en baie tollenaars en sondaars het saam met Jesus en sy disippels kom eet. Toe die Fariseërs dit sien, vra hulle vir sy disippels, waarom eet julle leermeester saam met tollenaars en sondaars? Maar Jesus het dit gehoor en gesê, die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie. Maar die wat siek is, gaan leer wat dit beteken, ek verwag barmhartigheid en nie offers nie. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars. Hierdie besonderse verhouding vanmôre hier in die erediens, hou nie op as jy by die deur uitstap nie. Hoor hoe dat die Here vir jou, soos vir Matteus sê, volg my, wanneer jy hier uitstap. Volg hom, waar hy jou lei. Want weet dit, hy wil ons almal genees van ons grootste siekte. Die mag van sonde in ons lewe. En daarom seën hy nou vir jou. Die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God ons Vader,
en die gemeenskap en begeleiding en bemagtiging van die Heilige Gees bly met julle elkeen. Amen.